Loof die Here. Vader, dankie vir hierdie profetiese woord wat heeltemal u boodskap vanoggend bevestig. Dank God, die woord sê op grond van 2 getuies staan die woord. Ek bid vanmôre, maak jy harte ontvanklik en oop vir die werking van die Heilige Gees. Ons dankie daarvoor. Ouens, vinnig die gebeure rondom die wêreld, hier's verskriklik baie dinge besig om te gebeur en baie lekker. Dit was Desember, almal het rustig geraak en terwyl die wêreld rustig was, het die wêreldleiers besig gewees. En daar's oorlog. Ek sien daai ou van Venezuela is gearresteer. Iran is geweldig onstabiel. Hulle dreig natuurlik nou ook om Israel en die VSA aan te val. En onthou, dit wat Trump nou besig is in Venezuela en ek sien hy dreig Mexico. Hulle is vriende van China en Rusland. Ons moet weet, daar's 'n onstuimigheid tussen China en Japan. Hierdie is die begin van die geboortepyne waarvan Jesus gepraat het. En die wêreld begin nou met 'n groter misleiding want hulle kondig nou af. Wokeism, met ander woorde, are you left or are you right? So daar's nou net 2 groepe, of links of regs. Of jy's ver links en ver regs. Maar jy kan nie meer in die middel wees. Alright, so ek gaan bietjie oor die woke praat, die woord praat, maar die nuus wat ek gister gekry het, en ek het vanoggend 'n boodskap gekry. Die kerk se streepie is gister getrek. Aldus die kerkraad, die wêreldkerkraad. Met ander woorde, hulle gaan nou op die kerke begin afkom en hulle die boodskap uitgestuur. Ons het dit gekry wat hulle gesê het, geniet julle laaste Vrysondag. So hier's 'n oorlog aan die kom. Julle kan julleself daarvoor baie beslis voorberei. Julle die woord gehoor vanmôre, daar's 'n waarskuwing. En dan is daar 'n superbug wat oor die wêreld alweer rondhardloop. 'n Moontlike lockdown is natuurlik in die kom. Dink julle die wêreld gaan dit weer aanvaar? Nee, hier gaan 'n opstand kom, hier gaan 'n ongelooflike roering kom. En dan is daar die woordjie woke. Gooi hom net gou vir my op die skerm is. Is hy daar? Daar's. Woke beteken willfully overlooking known evil. En dis presies waar die wêreld nou is. Die wêreld is moedwillig om oor al die boosheid te kyk. En op die einde van die dag is die moslems besig om ongelooflik veld te wen met die haatsprake wat hulle doen. En onthou bietjie, daar's 120,000 nou in die Oos-Kaap gevestig. Dit is alles met 'n doel en 'n plan soos met oor die hele Europa om totale onstabiliteit te bring en natuurlik 'n wêreldgodsdiens op die been te bring. Dis absoluut hulle hele poging. Dan kom die woord daar in Openbaring 6. Ek het dit net laat gisteraand gekry wat ek graag met julle wil deel. Hy sê en ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, al was 'n wit perd. En hy wat daarop sit het 'n boog en hom is 'n kroon gegee, het uitgegaan as oorwinnaar om te oorwin. Ons weet dit het begin met COVID. Ons weet hy het nie 'n wapen in sy hand gehad nie. Hy het die farmakia gebruik. Daar's miljoene mense dood. Maar toe kom hy en hy sê toe die tweede seel oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê kom kyk. Ouens, ons dink dit moet gebeur. Dis besig om te gebeur. Hy sê 'n ander perd, 4 rooie, het uitgekom en aan hom wat daarop sit is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, dat hulle mekaar sou doodmaak en 'n groot swaard sal hom gegee. Ons sien dit. Ons sien dit oor die hele wêreld. Ons sien die oorlog is besig om al hoe verder uit te sprei. En dan sê hy, toe hy die derde seel oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk en ek het gesien en kyk, daar's 'n swart perd en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, 3 rantsoene gars vir 'n penning en moenie die wyn en die olie en die wyn beskadig nie. Hongersnood. Logika, die volgende ding wat gaan gebeur.
Afrika hierbo is besig om te brand. Iran is besig om teen homself op te staan. Iran is besig met 'n plan, terwyl Amerika se aandag, hulle wil nou Mexico ook vat. Moet hulle baie pas op vir Iran en China, wat hulle kan slaan. Hierdie is die tekens wat vir ons gesê is, en ons dink dit moet ver in die toekoms gebeur. Dis besig om te gebeur. Moenie in slaap gevang word nie, want die volgende ou wat kom, is die kruispunt. Dis dood. En 1/4 van die wêreld se bevolking gaan sterf. Alraai, so, Galasiërs 3 kom. Hy sê vir ons in vers 1. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oog Christus, Jesus Christus, afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Onthou, die wêreld verwerp die kruis. Daar word gesê die kruis is 'n demoniese ding. Christus is die anti-Christ. Dis al hierdie goeters wat begin uitkom. Alraai. So Paulus sê, o onverstandige Galasiërs. Maar nou kom die woordjie, wie het jou betower? Met ander woorde, watter gees van witchcraft het van jou besit geneem? Want witchcraft is vandag die grootste misleidende gees oor die hele wêreld. Dis bevestig jare gelede al deur Derek Prince, John Ramirez het dit bevestig. Daar's ouens in Amerika, Amir Tsarfati, en nou praat ek van groot ouens. Hulle het al hierdie goed bevestig dat die witchcraft spirit het die mensdom begin betower. Alraai. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Ouens, en ek gaan vanmôre gou 'n bietjie hier stil staan. Ek wil Vader pleit dat jy gaan ophou dink jy moet goeie werke doen. Jy kan niks doen om God te beïndruk. Jy moet deur die Gees werk. Die Gees van God moet deur jou werk. Dankie vir jou woord. Dis 'n totale bevestiging van hierdie boodskap vanoggend. Hy sê, julle begin, julle die Gees ontvang uit die werke. Het julle ontvang uit die werk van die prediking of uit die geloof? Ek gaan jou nou 'n vraag vra. Te veel van ons is nie vol van die Heilige Gees. En ek wil vir julle sê, ons het moeilikheid. Want vir die tye wat kom, gaan ons moeilikheid kry. Want as jy nie die volheid van die Gees van die Here het nie, gaan jy nie staande bly. Ek sê nie so nie, die Bybel leer dit vir my. Hy sê, is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Met wie praat Paulus? Met die Christen. Hy praat met die heiden, hy praat nie met die Jood nie. Hy praat met die Christene. Ons wat heidene was, wat Christene geword het, wat die gawe van die Heilige Gees ontvang het. Nou vra hy, nadat julle met hom begin, met die Gees begin, hoe eindig jy nou alweer in die vlees? Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Ons is in 'n smeltkroes. Die Here is besig om ons te louter. Hy is besig om ons skoon te maak. En ons doen dit al klaande en sigtende en ons skerm en ons kla. Nee, want hy's besig, hy wil jou iets leer. Hy wil vir jou sê, dis tyd dat jy ophou probeer, dis tyd dat jy oorgee dat my Gees die werk kan doen. Het julle dan die Gees, hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Moet ek dit verduidelik? As jy bly terugvoeter na jou sonde toe, as jy bly teruggaan om met jou gil in die bed te spring, as jy bly teruggaan en jy gaan raak dronk, dan gaan jy terug na die vlees. Dan is die Gees van God nie in beheer nie. Dan het jy deur hierdie doopwater gegaan en 'n bespotting van Jesus Christus. Want ek wil, dis wat ek doen. En dis waar jou moeilikheid nou kom. Hy sê, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Daar's geskrywe vervloeks elkeen wat nie bly in alles, by alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen. So jy moet jou wet vat, jy moet die 10 gebooie vat, met Exodus 33 oopmaak, en jy moet die hele goddelike dag, met daai boek, moet jy voor jou loop, en dit moet jy nou sê, en dis wat die Jode doen, wat nie Christus erken. So jy moet die hele dag met jou Bybel loop, en jy moet hierdie 10 gebooie moet jy lees, en jy moet lees, en jy moet so hoop en pleit, en soebat en smeek, dat jy hemel toe gaan.
Want die woord sê, jy gaan nie. Hoekom het Christus kom sterf? Dat jy nog steeds met die wet moet loop. Jy's 'n wet vir jouself. Jy sit jouself onder 'n vloek. Want jy dink jy gaan God kan beïndruk deur jou werke. Jy dink jy gaan God beïndruk as jy hier by mekaar kom en ek doen al die mooi dingetjies en ek sê die regte goed. Want tussentyd spreek jou lewe van geen verhouding met die Heilige Gees. Hy sê dat niemand deur die wet by God, hoor julle wat sê hy? Niemand deur die wet by God geregverdig word nie. Is duidelik, want die regverdige leef nie uit die wet nie, maar uit die geloof. Ons verstaan nie hierdie ding. Geloof sê, God sal. Ek sê, amen. Nou moet ek iets doen om hom te beïndruk. Jy gaan nie. Hy sê so. Hy sê so, jy kan die mooiste werke doen. Jy kan die mooiste vertoning opsit. God sê, jy is verlore. Ek het nie 'n plek vir jou nie, want jy minag die bloed van my seun. Maar hy sê die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Ek gaan dit nou vir jou mooi verduidelik. Die wet is nie uit die geloof. Al hoe meer Suid-Afrikaners word nou Jode. Almal kry nou liewe Jesus, word nou Yeshua en Yahweh. En weet jy wat se bog alles? Hoekom? Want hulle voeter terug na die wette. Hoekom? Want hulle het nie die volheid van die Heilige Gees. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Daar's geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Hoor wat sê hy, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Ek is gered, bloed gewas, wedergebore, Gees vervul. Is jy? Want jy is veronderstel om dit te kan lewe. En die kerkwêreld is nie daar. Kerk is op 'n woke. Ons is willfully overlooking known evil. Ons laat dit toe in ons lewens. Jeremia 17 vers 5 sê 'n groot ding. Hy sê, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en sy vlees arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. So weet jy wat, ek gaan 'n smart ding vir jou doen, en ek gaan jou probeer beïndruk. God sê, is vervloek, as jy op daai persoon staat maak. Nie een van ons vanmôre kan hier op mekaar staan. Net die Heilige Gees. En ek pleit vanmôre dat jy daar kan kom. Dat jy daar kan kom, want dan gaan jy in jou deurbrake en jou totale oorwinning kom. Jy sien, die grootste fatale fout is dat die Heilige Gees verwerp word. Want die mens vertrou op homself. Romeine 13, hy kom hy sê in vers 12. Die nag het ver gevorder, is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontuig en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig. Nou wat nou? Ek like om te skyn. Jy gaan hel toe. Ek like om te lieg, jy gaan hel toe. Ek like om te oreer, jy gaan hel toe. Ek like om dronk te raak, jy gaan hel toe. Like om te vloek, jy gaan hel toe. Die Bybel leer dit vir my. Ja, maar wie wat, ek gaan 'n bietjie probeer om 'n bietjie 'n beter Christen te wees. Vergeet dit. Vergeet dit, jy gaan nie. Net die Gees wie jou kan oortuig. Weet jy hoe kom jy by dit? Die Heilige Gees moet beheer oorneem in jou lewe. Die probleem is, ons ken hom nie. Ons ken hom nie. Die grootste deurbraak vir elke kind van God is die oomblik jy besef jy kan niks sonder die Heilige Gees doen nie. Ons moet besef hoe afhanklik ons van hom is. Romeine 7 vers 12.
Hierdie ding kan redelik deur mekaar raak in jou kop. Dis is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Verstaan jy dit? As die wet heilig is en die gebod is heilig, wat is die verskil? Wie die wet gegee? God. Wie die gebod kom gee? Christus. Het hy gesê ek het die wet tot niet kom maak? My Bybel sê ek het hom nie tot niet kom maak nie, ek het hom kom vervul. Okay? Maar die verskil is, nou is hierdie wet nie meer uiterlik. Nou is hy hier aan die binnekant. En die oomblik as jy sonde doen, sê die Heilige Gees, oombliklik vir jou, wat doen jy? En onmiddellik sê jy, vergewe my, ek is jammer, ek bely, ek bekeer my. Met ander woorde, ek leef in my hart die gebod wat die Heilige Gees kom skryf het. Anders as ek nog vashou aan die uiterlike wet, wat ook heilig is, het Christus, hy het dit vir ons gesê, maar as ek aan die uiterlike wet vashou, ouens, vergewe my, dan verwerp jy die Heilige Gees van God. Dan gaan jy nooit in jou lewe ooit vry wees. Nooit. Jy kan nie. Dit is onmoontlik. Ek verwerp die sterwe van die kruis van Christus, want ek wil by God verdien wat ek nooit kan nie. Want Jesus het klaar die vloek gedra en die prys betaal. Dink bietjie hieraan. Direk nadat God die wette vir Moses gegee het, was dit in geloof. Wat het gebeur? God kom by Moses in Egipte en hy lê dit op sy hart en hy sê, gaan haal my kinders uit slawerny. Okay? Wat het die Jode gedoen? Help my. Het hulle God geglo? Hulle het. Natuurlik het klomp. Moses het gesê, vat bloed, maak toe jou deurproesy. Het die Israeliete dit geglo? Right, was daar 'n wet? Nee, daar was nie 'n wet nie. Die les wat hulle moes leer, God sê ek gaan julle uithaal, ek gaan julle die beloofde land toe vat. Al wat julle moet doen is luister na my, smeer jou deur en ek gaan jou red. En hulle het dit geglo. En wat het gebeur? Die plaag nie by een van hulle gekom nie, en toe hulle uit Egipte uittrek, het God hulle seisoen vir hulle gegee met die heel beste. Hulle is weg met miljoene van die Egiptenare. Onthou bietjie my boodskap van verlede week. Alright? So, maar wat was die Israeliete se eerste reaksie? Nadat hulle vrygekom het. Wat is jou reaksie nadat jy jou hart vir liewe Jesus gee en jou deur die doopwater laat gaan? Wat is jou eerste ding wat jy gaan? Jy gesien wat die Israeliete gedoen? Hulle breek die eerste 2 wette onmiddellik. Na hulle uit vryheid gekom het, uit slawerny uitgekom het, breek hulle. Jy mag geen ander gode nie en jy mag geen beeld. En dis presies wat hulle gaan. Heel eerste sonde. En toe was die wet nog nie gewees nie. Maar God laat die wet skryf en sê, hy laat die wet skryf en hy sê, maar het julle dit al klaar gedoen en ek het julle nog nie onder die wet gehad. Hoekom doen jy wat jy doen? Dis rebels. Die Israeliete was rebels. Hulle wou nie onder hy reël gaan nie. Hulle wil niks van hom weet nie. Hulle wil doen wat hulle wil doen. Woke is oor die wêreld aan die werk. Ek doen wat ek wil doen. En dis my
Moedwilligheid, dit is my aggressie. Wat sê? Ek gaan doen wat ek doen. Ek gaan my nie steur nie. En weet jy wat, jy steur jou nie aan die stemmetjie van die Heilige Gees. Want jy is onder 'n vloek en jy sit vas in die wet. Dank God, hoe gee hy vir ons die handboek, sy woord. En hy gee vir ons die een wat die handboek ken, die Heilige Gees. Het Jesus nie gesê, hy sal jou lei? In 'n halwe waarheid. Hy gaan jou so bietjie laat gaan, man, dan dien ek en jy 'n verkeerde God. My God wil hê, jy moet vry wees, jy moet in oorwinning wees, jy moet vol van hom wees, jy moet 'n verskil maak, jy moet die wêreld omkeer om jou. Maar die wêreld is so in jou, jy lyk nes die wêreld. En die wêreld lyk nes jy. En daar's geen onderskeid nie. Nou ry ek hier in die straat af, en ek like om dit te sê, want ek like om hierdie ouens uit te haal. Dan ry daar 'n kar met 'n oop venster, en dan sê ek vir my vrou, magtig, daai ouens in die brand ou. Nie vir die Here nie, die wolk van getuienis van hierdie rabbies wat hulle rook. Liewe Jesus kinders, ons is vrot van die tattoos. Ek sien al hoe meer mense, al hoe meer tattoos opsit. In die naam van Christus. Ouens, God se woord sê, ons is by die wet en ons is by die gebod. Wat hy gesê het, mag jy nog steeds nie doen. Jy mag nie inprikkings op jou vel doen. As jy het gedoen het, bely dit. Salf hom, vergeet dit. Maar o God weet, moenie help dat jy nog 'n komiek bou. Want party ons lyk soos 'n klomp van hierdie komiek clowns. Ons het nou die dag 'n vrou gesien, haar nek is so, sy so getatoeëer. Dit lyk of sy 'n niks te dra. Dit lyk of sy verwir. Ek is eerlik, ons mense, waar is die oortuiging van die Heilige Gees? Ons kan nie meer soos die wêreld lyk nie. Ouens, ons moet wegkom van wokenism, want die vraag is, slaap jy of is jy wakker? So, dank God, nou kan ek vir die Heilige Gees sê, lei U my. Alles wat ek en jy vanmôre moet doen, is vra die Heilige Gees om jou en my lewe te vat, om die beheer te vat. 2 belangrike vrae wat ek vanmôre vir jou wil vra, wat jy moet antwoord. Het jy al ooit jou hart vir die Here gegee? Het jy al die sondaarsgebed gedoen? Het julle almal? Ek hoor nie, het julle almal? Right. Die ouens wat nou nie amen of ja sê nie, jy het dan nie. Maar die tweede vraag wat ek by jou wil gee, het jy al ooit duidelik prakties geleer wie die persoon van die Heilige Gees is en wat sy impak hy alleen in jou en my lewe kan maak? Waar's die ja's nou? Jy sien, moet ek hom gou ruil. Baie dankie. Solank as ons kan doen wat ons doen, en wil doen wat ons wil doen, en doen soos ons dit altyd gedoen het, bly ons rebels. Maar die oomblik as jy die persoon van die Heilige Gees begin ken en vir hom vra, Heilige Gees, asseblief, vat oor. Weet julle wie gaan hemel toe? Geesvervulde mense. Want daar's nie plek vir die wettisisme in die hemel nie. Want as daar plek vir die wet in die hemel was, vir mense wat onder die wet is, het Jesus verniet kom sterf. Dan het ons 'n wrede God gedien. Dan het ons 'n verskriklike God gedien. En daarom in hierdie laaste 7 jaar wat kom oor die aarde,
En so by the way, dis vrek naby, dat ek julle gou vertel. Die kalender van die Hebreërs hardloop op 5878. Ons het so 'n bietjie van 'n miscalculation, hy's op 5876. Hy het verlede jaar September begin. Hy gaan in hierdie jaar in. Hierdie jaar moet hy spring na 2032 toe. Die 32 van 2026 is die 7 jaar van die laaste van Daniël se weke. Hou die woord van die Here dop. Die wegraping moet plaas. Hy moet plaas. En hierdie ding van die laaste 7 jaar, God se toorn. En die kerk moet uit die pad uit. Die kerk moet uit die pad uit wat gereed is om uit die pad uit te kom. As jy nie vol van die Gees is, gelei deur die Gees nie, gaan jy agterbly. Dis feite. Ja, maar die Here verstaan. Hy het klaar die prys betaal. Hy het sy traan gestort die dag toe sy seun gesterf het. En daarvan af sien ek word God se toorn opgewek. Hoekom? Ongehoorsaamheid. Dis al wat dit is. Moedswilligheid, rebelsheid. As die Heilige Gees nie in beheer is nie, dan strompel die kerk voort in 'n getommel van oorlewing en niemand kom in hulle roeping en hulle doel waarvoor God hulle geroep het. Efesiërs 4 vers 17 sê. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene, ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie, mense wat verduister is in hulle verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Kan een van ons vanmôre sê ek het nie geweet? Daai skuld kan julle nie op my kom sit. Ons kan verskonings gebruik om te sê ek het nie geweet. Maar daar's 'n gees van God wat voor God staan. Sê daai ou lieg. Daai ou lieg. Daai ou lieg. Hy wil nie. Sy wil nie. Die hart is hard, hulle is moedwillig, hulle doen wat hulle wil doen. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinhede te bedryf. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Kan jy onthou die dag toe jy hart vir die Here gegee? Ek weet nie wie van julle 'n kragtige ontmoeting met hom gehad het. Dit kan ek in my lewe nooit vergeet. Want dis die realiteit van wie Jesus Christus is. Hy's nie die prentjie op die kerkmure, prentjie wat vir my geskilder is in die Bybel en gesê, daar's jou liewe Jesus nie. Nee, hy's die persoon wat deur sy Heilige Gees 'n persoonlike ontmoeting met jou het. En dan kan jy nie dieselfde wees. As jy ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Christus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word, hoor wat sê hy, in die gees van jou gemoed. Nou bedink ek nie meer aards nie, ek bedink hemels. Bedink jy dinge op die aarde, ek bedink jy dinge in die hemel. Hoekom? Want die Heilige Gees is in beheer. Die Heilige Gees het beheer gevat. Hoekom bly jy in die wêreld? Hoekom bly jy sukkel? Hoekom bly jy spartel? Hoekom? Stupid. Ek sê dit vir ons almal. So stupid. Wat ons het die grootste krag van die heelal in ons. God se. Sy asem. Sy mag, sy autoriteit. Sy vuur, sy oorwinning. Ons het alles. Hy's onbeperk vanmôre. Jy moet vernuwe word in die gees vir jou gemoed. Hou julle die boodskap? Daar Sondag. Ouens, ons gaan moet afsonder, soos nog nooit. Hier gaan baie skielik, baie drama kom. Julle moet hoor wat ek vanmôre sê. Ek is nie 'n doemprofeet. Ek het vir julle gesê die aand van die 4 seisoene, daar kom 4 rowwe seisoene. Maar God gaan 1 seisoen uitblink vir sy kinders. Dis skriftuurlik.
En hy sê, julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid. Hier is die grootte, heiligheid. Ja, maar die Here verstaan as ek so vloek nou as ek kwaad word. Ek wonder hoe verstaan hy, want hy het nie die vloek gemaak hier die duiwel het. Hy het nie begin vloek nie, Satan het begin vloek. Heiligheid is God se eis vir jou en vir my om hom te sien. Hy sê, waarsonder julle my nie sal sien nie. Jesaja 60 vers 1. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Jy moet opstaan vir dit. En ophou jou verskoningkies gebruik. Right, Johannes 16:13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle, hoor net wat sê hy, in die hele waarheid lei. Kyk hier, sien net gou raak. Die Heilige Gees, hy sal nie uit homself spreek. Kan jy vanmôre besef hoe groot God? Want die Heilige Gees praat nie uit homself nie. Hy sê, maar alles wat hy by God hoor, sal hy spreek. En hier kom die fantastiese en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy, die God wat die einde van die begin al weet. God wil vir julle 'n openbaring gee. Hy wil vir julle sê, hier is die plek waar jy jou seën moet kry, waar jy jou deurbraak moet kry, waar jy oorwinning kry. Hier is die plek waar jy moet lewe. Die Heilige Gees hoor dit, want God sê, gaan sê jy vir Dani dit, gaan sê jy vir Dani dit, gaan sê jy vir Anton dit, gaan sê dit. God se opdrag. Daai stemmetjie hier binne. Wow, hoe fyn luister jy? Hoe fyn luister jy? Wanneer jy hier in sy teenwoordigheid inkom, het jy nie 'n woord te sê nie. Of ek is abnormaal. As ek in sy teenwoordigheid kom, kan ek niks sê. Ek huil net. Ek vra net, Here, wat wil U vir my sê? Asseblief, wat is dit? Wat wil U praat met my? Maar dan is die geheim, jy moet luister. Nou het hy al gesê, die stemme is te veel in hierdie wêreld. Daar's ver te veel stemme. En daai stemme word al hoe meer. Dit gaan nie ophou nie. 1 Petrus 2 vers 4 en 5. Kom na hom toe. Die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Hoor wat sê hy? Laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Oeps. Waar is jou sonde nou? Daar kan nie sonde wees in 'n geestelike huis. Met ander woorde, kom ek maak dit vir jou makliker. As jy dink jy gaan volbare voor God instap met jou sonde, dan ek vir jou sê, gaan dood in jou sonde. Want sonde kan nie voor God bestaan nie. Hy is te heilig. So wanneer ek en jy in sy teenwoordigheid inkom, raak ons soos die apostel Johannes op die eiland van Patmos. Val neer. Want hierdie God is 'n heilige. Right. So, 'n geestelike huis. Hy gaan verder. 'n heilige priesterdom. Hy gaan verder om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Wat 'n offer bring jy elke dag? Het jy so hit en run in jou gebedstyd? Ek het nou die aand gevra. Kan jy 5 minute? Die meeste van ons kan. Ek praat met mense. Ek het nie tyd nie. Ja, maar weet jy wat, nou 3 minute, weet jy wat om te sê nie. Hier sê ek moet bou, ek moet 'n geestelike offer aan God bring. Ek moet in totaliteit oorgee. Hoekom? Sodat God deur sy Gees met my kan praat. En dis welgevallig, omdat dit net deur Christus gaan. Geen ander pad. Right, Psalm 63 amper. Sê vers 2.
Hy sê, 'n Psalm van Dawid toe in die woestyn van Juda was, so het ek u in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien. Ek lees nie van 'n ou in die Bybel wat banger vir God was as koning Dawid. Hy was bevriend, maar God sê, sy man en man. Hy het die orde verstaan, wie's God, en wie's Dawid. Hy het die grootste oorwinnings behaal, hy het nie 'n oomblik gebreek. Hy was elke oomblik totaal afhanklik van die Heilige Gees. Right, om u sterkte en u heerlikheid te sien. Wie waar gaan jy het sien? Jou binnekamer. Daar waar jy afgesonder is. Jesaja 32, die was vir my so exciting, die Here het vir my nou Vrydagmiddag gegee vir my hierdie skrif. Jesaja 32 vers 5. Totdat oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte. Kyk wat sê hy. Dan word die woestyn 'n vrugteboom. As jy in die woestyn vanmôre, as jy toelaat dat die Gees van God onbeperk uitgestort word, word jou woestyn 'n vrugteboom. Dan draai jy vrugte wat God verheerlik. Okay? En dan sê hy die vrugteboom, is nie net 'n vrugteboom nie, hy word 'n bos. Die voëls van die hemel, hoe maak hulle nes in hy boom? Trek jy mense, stoot jy af. Dan wil ek spring na vers 20. Welgeluksalig is julle, wat by alle waters saai, wat die voet van die os en die esel vry laat. Die Heilige Gees, strome van lewende water, sal uit jou binneste. Dit wat jy saai van die Gees, gaan vrugtevol wees. Ek sê vir julle in hierdie moeilike jaar wat ons nou ingaan, ons die beste seisoen het, as kinders van die Here. Die keuse is joune. En as die Here wil ek volgende week weer praat oor die Heilige Gees. Ek het hierdie vermoeding, ons verstaan te min. En mag God gee, dat daai stemmetjie met jou al hoe harder praat. Mag God gee dat hy jou ore en jou hart oopmaak. Hy ophou met jou moedwilligheid. Hierdie willful overlooking known evil. Skryf maar woke voor jou yskas. Sê ek is moedwillig. Ek sal aanhou doen wat ek doen. Ek sê vir jou, God se Gees sal besy. Kom ons bid. Dierbare Vader, dankie vanmôre vir die woord. Dankie dat ons kan leer. Dankie vir die Heilige Gees. Ek bid vanmôre, ek pleit vanmôre, dat u wonderlike goddelike Heilige Gees wat van u kom, so welkom sal wees in ons lewe. Here, dat u ons harte ontvanklik sal en dat ons net een leidsman sal. Nie ek nie, nie die vlees nie, maar die Heilige Gees, sodat ek 'n heilige priesterdom kan, wat heilige offers aan 'n heilige God bring. Dis die offers alleen wat God welbehaag is. En ek bid vanmôre, Here, steek aan die brand elke hart met 'n honger en 'n dors, met die strome van lewende water wat vloei vanuit die troonkamer van God, sodat u alleen en alles verheerlik kan. En dat ons gereed kan wees. U vir die kerk sê, kom huis. Jesus het gesê, smal is die pad, as min wat het kry. Ons bid vanmôre teen afvalligheid,
bid vanmôre teen misleiding. Ons bid vanmôre teen vals profete. Hemel, Vader, hulle staan die wêreld vol. Ek pleit vanmôre. Maak elkeen toe onder die bloed. Elkeen wat hierdie boodskap, dat hulle daar, of hulle by hulle huis is, of waar ook al, voor U sal neerval en sê, o God, ek het my hart vir U gegee, maar ek het nog nie die beheer vir die Heilige Gees. Dat ons by daai punt van oorgawe sal, die loon is ewig. Dus dankie vir dit, Vader, in die goddelike naam van Jesus. Amen. Baie dankie, mag die Here jou seën en mag hierdie woord in jou hart vasslaan. En Pieter, ek gee vir jou